Baie welkom by hierdie week se episode van C'est la vie. Baie welkom Koos. Baie dankie Gerard. Hoe gaan dit met jou? Gerard, met my gaan dit so goed. Ek het gister na 'n ongelooflike spreker geluister. Preach. Ja. Maar Jy Koos, moet meer na daai ou luister. ek gaan probeer. En dan moet jy probeer doen wat hy sê. Ja, maar dis die moeilikste. Dit is ons almal se probleem, is dit nie? Is makliker gesê as gedaan. Maar Koos, wag, jy is besig op 'n reis waar jou vingers gespierd is soos wat jy tik. Gerard, kyk, ek het nou nie geweet jy gaan my daaroor vra nie, maar as jy my daaroor vra, dan moet jy baie tyd hê. Okay, is jy reg? Hier gaan ons. Ek is besig om 'n boek te skryf. So seker 25 na 30 jaar gelede, toe 25 miskien, het ek 'n boek geskryf wat deur Koem gepubliseer is, Die dorp Potentiaal. Ek het hom in Engels geskryf en toe in Afrikaans oorvertaal. The Town Called Potential. Is 'n idee wat baie jare voor dit al in my gedagtes gekom het, en toe het ek die boek geskryf. Eers net 'n ou mite, soos 'n allegorie, en toe sê Koem, as hulle dit wil publiseer, dan moet ek dit nou baie ooglopend christelik maak en Bybelverse en goed insit. En my literaire agent het vir my gesê, Koos, moet dit nie doen nie, dit sal 'n fout wees. Hou by die storieetjie, bou hom eerder uit. Maar omdat ek nou uitgewer gehad het, gedink nee, doen. En die boek het goed gedoen en ek's bly ek het dit gedoen. Maar die hele tyd het die idee by my gebly. Skryf die oorspronklike storie regtig as 'n ou antieke verhaal met drake en goed in. En die FAK het my nou geborg om dit te herskryf. En nou is ek daarmee besig. Hulle het 'n taalpraktisyn betaal dat ons bietjie kan kyk na die verloop van die verhaal en aanbevelings te doen. En nou het ek uiteindelik die ding getakel en ek is byna behep daarmee, dag en nag, tot my arme vrou se verdriet. Maar Koos, dit wat ek nou al gehoor het, kan ek nie wag om die storie te lees nie. Dit gaan werklik iets besonders wees. Om die storie, terwyl ek dit nou ook skryf, Gerard, dink ek aan ons gesprek verlede week, nee? Die storie gaan eintlik oor dat daar's diep potensiaal in elke mens. En as daardie wete van jou gesteel word, is dit soos om jou naam te steel. Dit verander alles in die lewe. In die verhaaltjie bly al die mense in dieselfde soort grys huisies. Want ek wil nou nie die storie weggee nie, maar die punt is, nou dink ek terwyl ek die storie skryf, kan ek dit vir mense sê? En vir elke mens is daar 'n deur wat kan oopgaan na 'n nuwe toekoms toe, na 'n groter lewe toe. Wat God vir jou beplan, as ek werklik glo dat dit nie so is nie. Dat God daai deur net vir party mense wil oopmaak. En ek weet ons nou verlede week sterk gepraat oor die idee, en dit beteken nie dat ek mense wat so 'n siening het, wat voel, daar's 'n misterieuse iets wat net in God se raad en wysheid lê, dat sekere mense gered word nie. Daar is dierbare gelowiges wat dit ook glo. En ek sal nie so 'n persoon nie my broer noem nie. En ek hoop nie hy noem my nie sy broer nie. Maar ek kan net sê, dit sal vir my moeilik wees om op 'n kansel te staan en die boodskap van God se liefde te verkondig, as ek dit nie glo dat dit vir alle mense beskikbaar is nie. En dis die boek wat ek nou mee besig is, maar jy het gister in jou preek iets genoem, wat vir my aan die dink gesit het. Ons is mos nou besig met hierdie reeks, dis hoe die lewe werk, en jy het met ons gepraat, ek het verlede week gepraat oor die mens, wat God in die begin gemaak het. Wie is ek as mens gemaak na God se beeld? Toe het jy nou gister met ons gepraat oor,
Maar hoe lyk die wêreld waarin hierdie mens nou woon? En jy het gesê hierdie mens woon eintlik in 'n middeltyd. Jy het ons gevat na hoe die oorspronklike plan en situasie was. En toe kortliks, maar wat wag nog op ons? Maar intussen is ons hier in die middel. En jy het verwys na die skepingsverhaal in Genesis 1. En jy het gesê, dis eintlik geskryf toe die Jode 'n soort middelervaring van ballingskap gehad het. Genesis 1 is nie die vroegste deel van die Bybel nie. En was my baie interessant hoe dit inval by ons swaar kry. Vertel vir ons weer daarvan. Ja, Chris, dit was vir my ook 'n verskriklike interessante reis, want as jy net gaan kyk na, want baie mense sê natuurlik, as jy nou kyk, dat Genesis 1 is natuurlik hulle sê dit is deur Moses geskryf, dis die vertrekpunt, dis die heel eerste gedeelte in die Bybel. Die eerste woorde is in die begin, so dis die begin, dis moet die eerste deel van die vroegste deel van die Bybel wees. Nou, daar's baie bewyse wat eintlik sê dat Genesis 1 was heelwat later geskryf as wat Genesis 2 geskryf is. En dat Genesis 1 was juis in daardie tyd toe hulle ballinge was ingeskryf, die Jode nou. Nou die rede hoekom hulle dit sê is natuurlik eerstens daar's taalkundige vingerafdrukke in Genesis 1 wat anderste is as Genesis 2. Want Genesis 1 is veel later geskryf. En die rede hoekom hulle dit sê is, want daarso is die woorde wat gebruik is in Genesis 1, is woorde wat eintlik later Hebreëus is. Nou wat ek daarby bedoel is, enige taal, soos Engels, jy weet as jy Shakespeare lees, dan is dit thou and thee, en daai woorde wat glad nie meer in vandag se moderne taal gebruik word nie. En net daai woorde alleenlik dateer amper die skryfstyl van daardie tyd. En dit was presies dieselfde met hierdie gedeelte. So Genesis 1, die woorde wat fisies gebruik is die woorde wat gesien is in die tydperk van die ballingskap in die Joodse geskrifte. Dit stem ooreen. So al die geskrifte wat praat oor die ballingskap se taalelemente is identies aan die taalelemente in Genesis 1. Ja, so hulle praat van laat Bybelse Hebreëus. En dit is waar Genesis 1 geskryf is. Genesis 2 natuurlik is die Adam en Eva verhaal wat neergepen is. En dit is neergens geskryf in wat hulle noem klassieke Bybelse Hebreëus. So dit net alleenlik die taalvingerafdrukke besê, maar dit is heelwat later geskryf. Genesis 1. Genesis 1 nou, natuurlik. Genesis 1 was heelwat later geskryf. Die ander gedeelte is wat baie interessant is. Ek het gister genoem van die Enuma Elish, wat die grootste skepingsverhaal van die Babiloniërs is. Hulle het gesê dat hierdie Marduk en Tiamat, wat hierdie draakgodin is, was in 'n groot stryd gewees. En Marduk het vir Tiamat geoorwin en toe skeer hy haar lyf in twee, en die een gedeelte het hy gebruik om die hemele te maak en die ander gedeelte het hy gebruik om die aarde te skep, en dat die mens geskep is om slawe van die gode te wees. Dit is die oorhoofse prentjie of storie wat vertel is in die Enuma Elish. Maar wat interessant is dat Genesis 1 volg doelbewus dieselfde 7-stap struktuur as wat die Enuma Elish is. En die rede daarvoor is dit is soos 'n radikale korreksie wat die skrywers van Genesis 1, hierdie Jode, besluit het in hierdie wêreld waarin ons nou leef, waar hierdie storie die prominente storie is van die tyd, moet ons teruggaan en sê, maar wat glo ons werklik? Wat is dit wat ons glo eerstens van wie ons God is? Wat glo ons werklik is die regte ding, want hierdie storie wat hier vertel word, is nie waar nie. Ons God is anderste. En toe skryf hulle in die konteks van daai tyd, skryf hulle toe nou amper die korreksie tot die Enuma Elish. So daar's natuurlik baie ooreenstemming tussen hierdie twee goed, wat ook sê, wat ook amper 'n bewys is dat hy dateer na heelwat later geskryf is. En
So en dan natuurlik is die volgende vraag, maar hoe het die storie dan nou ontstaan? So of hoe dit behoue gebly? So natuurlik weet ons dat in die Ou Testament was daar hierdie oorvertelling kultuur gewees. Wat jy nou eintlik sê, hoe moet ons verstaan dat hulle 'n oorspronklike verhaal gehad het van die skepping voordat hulle nou in Babylon gekom het? Voordat hulle dit Met nou ander fisies woorde, neergesit. Genesis 2. Ja. So hulle het natuurlik hierdie oorvertelling gehad. Hulle het die stories oor en oor vertel. Maar dit beteken nie dat die eerste fisiese pen op papier van Genesis 1 was eers daar in Babylon gewees nie. Voor dit was daar sekerlik wat hulle noem priesterlike tekste wat bestaan het. En hierdie wat hulle bedoel het wat in die tempel ook was, is dat hierdie tekste was eintlik soos 'n tipe van 'n liturgie wat neergeskryf is wat hulle gebruik het rondom Shabbat oor die skepingsverhaal. So daar was heel moontlik sulke tipe tekste al geskryf, maar hier in Babylon, by die tydperk waar hulle in hierdie ballingskap was, het hulle dit geformaliseer, neergepen, en toe het hierdie Joodse priesters, het hulle dit gesit heel eerste in die boekrolle, en gesê, hierdie is die belangrikste vertrekpunt vir ons om na toe te gaan, hier waar ons leef in die middel. Hoe interessant is dit nou nie? Want, en ek dink is ook, dit het groot betekenis, hoe ek het sien, Gerard, waaraan dit my laat dink het, terwyl jy ook gepreek het, was, goed, hulle het 'n Genesis 2, God het ons gemaak. Nou land hulle in Babylon, hulle is in 'n geweldige stryd. Hier word 'n ander verhaal vertel. En ons glo nie dit nie. Ons wil hierdie verhaal korrigeer en sê julle het dit verkeerd. Ons sal byna presies julle struktuur volg en die waarheid vir julle vertel om julle leuen te verander. En nou sit hulle dit heel voor in Genesis en die boek Genesis begin met hierdie is nou Moses. So wat hulle eintlik vir die Babyloniërs sê is, Moses het vir ons geleer, dis hoe die skepping tot stand gekom het. En nou vat hulle die geskrif en sit dit voor die Adam en Eva verhaal, wat alreeds deel van die Joodse tradisie, oorlewering, openbaring, priesterlike rekords was. En so kry ons dan, dat 'n klomp Jode van 'n volk, wat die pad eintlik in 'n groot mate verlaat het, nou in baie swaar kry kom, en soos jy nou gister, en as iemand nou nie gister geluister het, sal nie presies weet waarvan ons praat nie, 'n middelervaring het, met ander woorde, die oorspronklike skepping was wonderlik, intussen is dit gebroke, die middel, die begin, die middel en dan weer die einde. As jy 'n tipiese lewenservaring het wat sê, die stikkendheid hier in die middel tref my nou. Dis waar die Jode was. Weens hulle eie sonde, dan gryp hulle na waarheid. En wat interessant is, as ons net daaraan dink in daai ballingskap, kom ons sit onsself in hulle skoene of in hulle sandale. Jy weet, vir baie lank is jy nou in hierdie vreemde plek. Die oorhoofse storie is teenoorgestelde as wat jy glo. Die geluide wat die hardste praat is teenoorgestelde as wat jy glo. So elke dag word jy gekonfronteer. Dis amper 'n geveg in jou binneste om vas te klou aan hierdie werklike ware verhaal, want hy's besig om amper losser te raak hier in hierdie middel waarin hulle self vind. En dit is hoekom dit vir my so aangegryp het dat hulle daar besluit het om hierdie storie neer te skryf. Want hulle sê toe, hier moet ons dit vashou, ons moet hier aan vashou, want die oorhoofse verhaal van die tyd is besig om ons in te sluk. So ons moet styf hier aan vashou. En Koos, ek dink dit is wat, kom ons praat verder oor dit. Jy weet, hoe maak ons as mense in hierdie wêreld waarin ons leef, in hierdie middelervaring van ons lewens, hoe kan ons vashou in hierdie groot stuk waarheid, wat soms amper wegraak vir ons, terwyl ons in hierdie wêreld leef? Daar is my die wonderlikste korrelaat, Gerard, in wat jy gister gesê het, van
Die oorspronklike verhaal was een van Shalom. Toe is die Shalom stikkend, maar die Shalom gaan herstel word. Paulus praat van so 'n middelervaring wat ons altyd het, van 'n stikkende Shalom. Die sorge van die lewe tref ons. Ons is eintlik in 'n sin in ons eie eksistensiële of omstandigheids ballingskap, middelervaring. Ons Shalom breek. En is so bekende gedeelte in Filippense 4, wees oor niks besorg nie, bedoelende nie, jy gaan nie 'n gevoel van besorgdheid, die sorge kom, maar moenie in besit geneem word. Moenie laat dit jou 'n besorgde mens maak, dat dit jou begin definieer nie. Maar, as die sorge kom, laat julle begeertes in alles, deur gebed en smeking, met danksegging by God bekend word. En kyk wat sê hy dan. En die vrede, eirene in Grieks Shalom, waarvan jy gister gepraat het, van God. Hier in die middel waar die Shalom stikkend is, wat alle verstand te bowe gaan. Niks lyk reg nie, ek is in ballingskap, ons die Jode, ons is hier in Babylon. O Here, help ons, goed, ek gaan julle help, gryp terug na die waarheid. Wie is julle God? En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in hierdie tyd van middelmens wees, stikkend wees, besorgd wees. Jy gaan beskerm word. En dan gaan hy sê, maar verder, as jy nou, hier is die sorge kom, jy's in jou ballingskap, jy's in die middel, na God toe gaan met hierdie sorge, en jy wil hy met jou Shalom herstel in die ervaring. Sê verder, moenie net daar ophou nie. Begin op 'n manier leef en dink. Dis baie bekend, alles wat waar is. Dis die eerste ding wat hy noem. Net soos die Jode. Julle leef hier in die land van die leuen. Julle wil hê die Shalom moet geherstel. Roep God aan. En dan begin dink in lyn met waarheid. Dis presies wat hulle gedoen het. Kom ons skryf die waarheid neer oor hoe ons glo, wie's God, hoe die skepping tot stand gekom. Hier in hulle stikkendheid, in hulle ballingskap. Sê verder, hier is die pad hier in die middel, dis hoe jy moet leef. Begin dink, wat is waar, wat is eerbaar, wat is regverdig, rein, lieflik, loflik, watter lof daar ook mag wees, bedink dit. En dan weer so korrelaat met wat jy nou gesê het, en wat jy geleer en ontvang het, en in my gesien het, doen dit. Dis wat die Jode doen. Nee, ons gaan nie wat ons hier sien nie. Nee, ons kan nie so leef en dink nie. Kom ons gaan, wat het Moses gesê? Wat sê ons? Wat sê God? Dis eintlik presies wat Paulus hier doen. As jy kom waar die Jode was, stikkend, roep weer die ware God aan. Geef hom hierdie sorge, hy sal weer jou Shalom begin herstel, en begin jy dan weer leef met, ek noem hulle weer, alles wat die eerste een wat hy noem, waarheid, net soos die Jode. Al hoe ons in die ballingskap gaan oorleef is waarheid. Ons Genesis 2 gaan ons sommer voor hom nog insit, vir julle wat sê, nee, al hierdie valse gode het so en so gemaak, hier is het. Hier's ons nuwe bevestiging, dis wat ons glo. Hierdie Genesis 2, hier in Babylon, laat ons vir julle weer sê, Moses het so gesê, nou sê hulle, begin hulle die boek van Moses met weer 'n herbevestiging van wat hulle glo oor die skepping in die lig van die leuen in Babylon. Is aangrypend. En dis presies wat Paulus nou hier sê. As dit met jou gebeur, jou klein ballingskap, jou klein krisis, gaan na God toe. Gaan terug na die ware God toe. Praat met hom daaroor. Die Shalom gaan terugkom, maar jy begin dink oor wat jy by my geleer het. Waarheid, eerbaarheid, regverdigheid, reinheid, lieflikheid, loflikheid. Wat julle by my ek julle geleer en ontvang het, en hoe julle gesien het ek met my krisisse deel julle so met julle
middelervaring. Hy gaan dan verder. Nou gaan hy na sy eie stukkie Babylon toe. Wat was Paulus se Babylon? Sy stikkendheid, die Shalom wat die hele tyd bedreig word. Was een van die groot goed vir hom was armoede. Op 'n plek sê hy, weet jy, ek het amper nie klere gehad nie, ek het nie kos gehad nie, ek was nakend op see, daar was tye in my lewe wat ek nie geweet het, hoe gaan ek vorentoe nie. Middel, as jy het nou gister gepraat van die tyd in die middel, Paulus het daarvan geweet. Nou sê hy vir hulle, ek is nou baie bly, vers 10, dat julle nou weer aan my begin dink het. Ek weet julle het nie voorheen 'n kans gehad om my te help nie. Maar ek sê dit nie uit gebrek nie. Ek het in daai tye wat niemand my gehelp het nie, geleer om vergenoeg te wees met die omstandighede waarin ek is. Wat sê hy? In my ballingskap sal ek sê, dit beteken nie, ag, ek is tevrede dat die lewe maar so my maak. Ek gaan net in hierdie omstandighede sê, ek gaan nie my geloof versaak nie, ek gaan nie 'n leuen begin glo nie, ek gaan nie die storie van Marduk en sy ander vroumens God, Tiamat, ek gaan nie dit begin glo nie, ek hou vas. Ek is ver genoeg, ek weet dit wat ek het, is genoeg ook in my krisis. En dan sê hy, want ek het geleer in my omstandighede. Dit kan my verneder, ek kan soms oorvloed hê, ek is in alle dinge onderrig, ek het in alle ballingskappe, middelervarings altyd gegryp na die waarheid. Ek is in alle dinge deur God geleer. My ballingskap leer my dit nie. Babylon leer my dit nie. Ek glo nie in 'n nuwe skepingsverhaal nie. Ek hou vas aan die God. Om versadig te wees, te word, as ook om honger te ly, om oorvloed of om gebrek te hê. Ek is tot alles in staat. As my Shalom weg is, as dit voel, wat gaan ek doen? Deur Christus wat my krag gee. So wat 'n ding wat Paulus sê, presies eintlik, net in 'n ander konteks, dit waaroor jy nou gepraat het. Ja. Die woorde wat vir my altyd in hierdie ding uitstaan, is daai woorde in vers 7, wat alle verstand te bowe gaan. En ek dink die sleutel daar lê by, ek dink ons lees hierdie goed in die soos ons sê Engels, in the real world, dan lees ons dit, dan dink ons, jy weet, ons gaan in die middel, as ons nou praat van vrede en vreugde, alles gaan net uitwerk. Maar dis nie wat die middelervaring sê nie. Dit sê te midde van dit wat ek beleef hier in die middel. Ek beleef swaar kry, ek beleef bekommernis, ek beleef armoede, ek beleef swaar kry. Maar binne in hierdie ervaring, binne in dit, in die belewenis, is daar iets wat ek net nie kan, dit gaan my verstand te bowe, hoekom ek vrede het. En daai is die geskenk, want ek kan in hierdie oomblik van die grootste seer, en ek kan van my eie lewe dink ek al baie keer daaraan, en as ek nou terugdink in sekere tye, wat ek deurgemaak het, dan dink ek, maar daar was 'n bonatuurlike vrede, wat ek nie nou amper kan dink, hoe het jy dit deurgemaak nie? Ons het vanoggend gepraat, Koos, van 'n dame, wat deur 'n verskriklike tyd gaan. En dan sê ons, as ek myself in haar skoene moet sit, Vir jare al. of vir 40 plus jaar, dan dink ek myself, as ek my in haar skoene moet bevind, dit sal my ruïneer. Maar sy bly staan, dit is 'n verstand te bowe gaan oomblik wat sy beleef. En ek dink ons almal se die detail van ons ballingskap, ons Shalom wat bedreig word, verskil. Nie een van ons gaan so 'n kind moet grootmaak soos die vrou van wie jy nou praat nie. Vir 40 jaar sit jy en so 'n gebroke kind moet jy persoonlik versorg. Maar intussen het die dame 'n engel geword. Want sy het aan waarheid vasgehou, sy het nie gerebelleer en in haar swaar kry haar rug op God gedraai nie. Dis vir my die les van die Jode. Hulle daar
in daardie pynlike situasie geland en toe teruggegryp na God toe. En dis waar hierdie juweel van ons skepingsverhaal vandaan kom. En dis wat Paulus ook sê. As ek vinnig kan opsom in ons sirkels kan daarna kyk, as Paulus sê, as jy nou in so 'n situasie is, wat sy raad, as jy nou na God toe gaan en sê, Here, help my, en hy wil hierdie vrede herstel in jou, en sê, daar's goed wat jy aan moet vasgryp, met jou hele wese, dis wat jy moet bedink, en dit met jou lewe bepaal. Eerstens, waarheid. Johannes sê mos daar in 3 Johannes, ek dink wat was, ek kan nie daai vers onthou nie, sê ek het geen, of is dit Johannes 3, 3 Johannes of 1 Johannes, ek kan nie watter vers nie, ek het geen groter blydskap, nee, 3 Johannes 2 vers 4, ek het hom hier voor my, ek het geen groter blydskap as dit nie, dat ek hoor dat my kinders in waarheid wandel. Dit was die Jode se behoud daar in Babylon, dat hulle na waarheid gegryp. So Paulus sê alles wat waar is. Mens kan nooit jou rug op God of waarheid of die skrif draai in so 'n tyd nie, dan gaan jy ten gronde. Dan alles wat eerbaar is. Wat beteken dit? Om selfs in jou ballings, in jou stryd, met selfrespek en waardigheid, jouself te handhaaf in alle situasies. So dis die eerste ding wat sê, vra jouself, wie is ek? Ek is 'n mens wat na waarheid gryp en ek wil eerbaar optree. Die volgende sê alles wat waar is, alles wat eerbaar is, dan alles wat regverdig is en alles wat rein is. Dit is, hoe gaan ek optree? Wat doen ek? In God se oë, volgens sy standaarde, is ek konsekwent en regverdig en in die breedste sin. Of laat ek my omstandighede toe en sê, hier kan ek maar verkil, daar kan ek maar so optree. Alles wat rein is. Baie keer in Babylon veroorloof ons baie dinge in die lig van dat ek nou so swaar kry. Paulus sê nee. As jy die sorge jou tref, hou vas aan wat rein is. So, wat doen ek? En dan die volgende 2 is, soos dit uitsê, wat jy aan moet vashou, wat jy moet dryf is waarheid, eerbaarheid. Dit is, wie is ek? Ek is 'n mens van integriteit, waarheid. Wat doen ek? Wat regverdig en wat rein is. En die volgende 2, hoe doen ek wat ek doen? Wat lieflik is. Bly ek 'n minsame, aangename mens. Een vertaling vertaal dit met innemendheid, lovable. Nou, hy praat hier van jou, as die sorge jou tref, gaan vra God om jou te help en dan hou vas aan die goed. En dis wat jy sê van die dame waarvan ons nou praat. 40 jaar se swaar kry, het haar net al hoe liefliker gemaak. Alles wat loflik is. Dit is nou, hoe doen ek wat sy doen dit op 'n lieflike manier. Loflik, jy kan geloof word. Prysenswaardig. Aantreklikheid in die diepste sin van die woord. Is daar, Gerard, 'n mooier mens as iemand wat deur die verskriklike gebrokenheid van die lewe, die middelste, donkerste middelervarings waaroor jy nou gister gepraat het, vashou en deurgaan met God en met waarheid en met liefde. Is daar 'n meer aantreklike mens as dit? En want ons vertel ook altyd daai stories. Ja. Want dit is die stories wat uitstaan van. En as jy daai mense kom vra, kom gesels met ons oor hierdie, dan sal hulle vir ons iets vertel van daai verstand te bowe gaan gedeelte. Ek weet nie hoe ek hierdie reg gekry het nie. Ek weet nie hoe ek dit deur kon gemaak het nie. Dit gaan my verstand te bowe, maar al wat ek gedoen het, ek het vasgehou, ek het aanhou glo, ek het aanhou vertrou. Ek het vasgehou aan die waarheid en dit wat jy nou genoem het. En ek dink wat ons vir die mense in ons sirkels kan gee op ons notas, hoe gaan Paulus verder oor wat hy self in sy teleurstellings geleer het, daai vergenoegdheid. Dis 'n wonderlike ding hoe hy sê, ek het dit geleer, vergenoeg te wees.
om reg te kom met wat ek het, sê die lewende Bybel, en om in my omstandighede aan te gaan. Independent of these, ongeag of ek in Babylon is. Ek gaan aan, want ek weet wie is my skepper. Ek het 'n skepingsverhaal. Maar dit is wat vir my uitgestaan het van gister. Hier in die notas gaan ons bietjie aan met hoe Paulus sê hy self gemaak het. Maar ek dink wat my moed gee is, waar die lewe jou ook al neem, al is dit Babylon toe. Die begin staan vas. Hierdie God het 'n plan gehad, en die plan is Shalom. As die sorge kom, die middelervarings, die ballingskappe, gryp net soos daardie Jode terug na jou skepper en na waarheid. Dink aan hierdie implikasies wat Paulus hier sê, en natuurlik die wonder van gister was, want daar kom 'n tyd. Ek hou hier vas, want ek weet wat kom. Ja, die storie van Jode wat toe hulle dit nou neerskryf, wat vir my so uitgestaan het, is dit het hulle self weer ook in die regte posisie gesit. Die woorde van wie is ek? Ek besef ek het 'n skepper. Ek besef waar hy op hierdie hiërargie is en waar ek op hierdie hiërargie is. En binne in daardie plek vind jy, wanneer ek van daai troon afklim en ek besef, ek kan nie hierdie situasie bestuur, of ek is nie eintlik in beheer van hierdie middelervarings en wat gaan gebeur met alles nie. Ek is nie in beheer daarmee nie, maar ek gee dit vir hom. Dan verander alles. Die oomblik wanneer ek besef dat ek is nie die een wat op die troon moet sit nie. En mag ons met daai leef in die middel van wat ons beleef in die lewe. En daar's baie hoop, en dis wat wonderlik is. Die Babyloniërs, daai Marduk en Tiamat storie is die storie van die mense is gemaak om die slawe van die gode te wees. En jy moet jou dood werk om die gode gelukkig te hou. En selfs al doen jy dit, is jy onseker of hierdie gode gelukkig is met jou. Maar die skepingsverhaal wat ons het en wat daar neergepen is die skepingsverhaal van ons God. Is 'n God wat vir ons gee wat ons verstand te bowe gaan. Ons sal dit nooit kan genoeg vir hom dankie sê nie. Ons gaan dit nooit ten volle sekerlik in alles wese kan verstaan nie. Maar al wat ek weet, dit gaan my verstand te bowe. Dat ons God is 'n God van liefde. Baie dankie Koos. Dit was lekker om met jou. En ons sien uit na daai boek van jou. Dit gaan lekker wees om te lees. Mag jy 'n wonderlike week hê, lekker gesels in jou groepe, en ons maak volgende week hierdie reeks klaar met jy is nie 'n uitsondering nie. Nou dit gaan 'n interessante ene wees. Ons sien uit daarna, en ons wil jou herinner, die week daarna, die week van die 21ste, is Stefan Joubert die Sondagoggend hier by ons, die Sondag aand hier, en hy gaan ook daardie week by ons Selavie episode wees. So kyk uit daarvoor, merk jou dagboek, en ons sien uit om so gou as moontlik om jou weer te sien. Lekker week weer verder.